Die kerk is die groep mense op aarde wat die meeste potensiaal het om die wêreld te verander. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vandag waar dit gaan oor die gawes. Daar's 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees, vers 4 lees ek. Dit is dieselfde Gees wat dit gee en daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar's 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan die een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee en aan 'n ander die woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan 'n een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawes van genesing deur die een Gees. Aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale en aan nog 'n ander die uitleg van tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die een Gees in een liggaam ingedoop, Jode of Grieke, slawe of vrymense, en ons is almal met een Gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie net uit een ledemaat nie, maar uit baie. Vers 18. Nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas volgens sy besluit. Vers 22. Die waarskynlik swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik, en daardie dele van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as die gewone eer, en die minder elegante dele met meer elegansie, terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam so saamgestel dat hy meer respek toegewys het aan die deel wat dit die meeste nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. 'n belangrike vers, as een ledemaat ly al die ledemate saam, en as een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Vriende, ek herhaal weer, dink aan die potensiaal. Die kerk is die groep mense op aarde wat die meeste potensiaal het om die wêreld te verander. Dit is hierdie mense waaroor ons in hierdie tyd praat, as ons in die kerk oor die kerk praat. Dis ons waaroor gepraat word. Besef jy dit? Vandag gaan ons aandag gee daaraan dat aan hierdie een liggaam daar baie gawes gegee is deur Christus aan ons om die werk gedoen te kry. Kom ons begin met 'n illustrasie. Ek vra vir jou, dink aan 3 mense, dit kan mans of vrouens wees. Eerstens, 'n jong seun of meisie wat in die hoërskool is. Tweedens, 'n persoon wat gereeld oefen en lekker sterk en gesond is. Derdens, 'n persoon in sy of haar 70's. Jy moet net elke keer dink, watter persoon sal die mees geskikte een wees om my in 'n spesifieke situasie te help? My eerste uitdaging. Ek moet 'n groot en baie swaar klavier so 10 meter ver verskuif. Wie van die 3 persone sal julle aanbeveel om my te help en hoekom? Ek raai, jy het die persoon gekies wat gereeld oefen en lekker sterk en lekker gesond is vir hierdie taak. Tweede probleem. Ek het 'n nuwe selfoon gekoop en ek verstaan nie hoe alles by hom werk nie. Wie van die 3 persone dink julle sal my kan help en hoekom? Ek weet baie mense gaan die hoërskoolleerders kies, gewoon omdat hulle met hierdie dinge groot word. Die derde, ek het 'n kind wat baie talentvol is en keuses moet maak watter beroep sy moet volg. Sy is baie talentvol en sy sukkel om uit verskillende moontlikhede te kies. Watter een van die 3 persone sal julle aanbeveel om met my kind te praat en hoekom? My raaiskoot hier is dat jy die ouer persone sou vra vir raad, omdat ons dink hulle lewenswysheid sal ons nou hier goed te pas kom. Die vraag is, wat sien ons hier raak in hierdie voorbeelde? Ons sien daar is unieke behoeftes en daar's mense wat meer uniek gepas is
vir elke unieke behoefte. Vandag moet ons bietjie onthou, wat is al die stukkies kennis wat ons al oor die jare oor die gawes geleer het, as ons na 1 Korintiërs 12 kyk. Die eerste ene is, Paulus sê, dieselfde Gees gee die verskillende gawes, vers 4 tot 11. 'n verskeidenheid, of die verskeidenheid kom van God self af, sê hy. En dit beklemtoon vir ons, 'n gawe is iets wat ons ontvang het. Ons het dit nie verdien nie, ons ontvang dit om ander mee te help. Beteken, niemand kan spog nie, maar ook niemand hoef minderwaardig te voel nie. Die tweede ding wat ons onthou is, ons is een liggaam. Kom ons kry 'n beeld, ons dink aan ons eie liggaam, soos Paulus het ook gebruik. Wanneer besef jy dat jy regtig 'n sekere liggaamsdeel het? Gewoonlik eers wanneer dit bietjie seer kry, pyn. 'n Toon wat pyn, dan kan jy skaars loop. 'n Vinger wat seer gekry het. Jy kan niks optel nie, jy kan niks vashou nie. In die gemeente is dit dieselfde. Die mense wat ons dink klein of onbelangrik is uiters noodsaaklik. Ons mis hulle wanneer hulle nie daar is nie. Wie is hulle? Dis die persoon wat byvoorbeeld elke week stil bid by hulle huise vir ander mense. Dis die wat stoele kom regskuif, of wat tee maak as ons na eredienste saam is. Dis jong mense wat net daar is en eg is, en so hulle vriende bemoedig. So wanneer ons sê, ek het jou nie nodig nie, dan praat ons teen God se bedoeling. 'n derde ding om te onthou, wat leer ons uit wat nou gesê is in vandag, vers 21 tot 26, die kern is dit, God se nuwe wêreld het ander waardes as die wêreld waar hy nie gedien word nie. In die wêreld kry die sterkste mense, die belangrik is, die meeste eer. In God se wêreld, sy koninkryk, kry die kwesbaarste mense die meeste sorg. Kom ons dink weer aan 'n liggaamsbeeld. Ons beskerm instinktief wat broos is. Ons beskerm 'n beseerde arm, as hy seer gekry het, keer ons dit in die stamp nie. Ons dra 'n kind saggies in ons hande. So moet dit in die gemeente wees. En ek herinner julle aan die sleutelvers, as een deel lei almal saam, as een geëer word, is almal bly. Daarom, niemand in die gemeente moet sê, ek behoort nie regtig nie. Maar niemand moet ook sê, ek het die ander nie nodig nie. Want albei stellings is onwaar. Jy is deel van die gemeente, en ons almal het mekaar nodig. 'n vierde ding om te onthou, hoe pas hierdie gawes aan of in by ons missionale roeping in die gemeente? 'n Gemeente leef gelykertyd na binne en na buite. Ons help mekaar hier, maar ons getuig altyd ook na buite. So dit moet begin met 'n kopskuif. Van ons perspektief moet verander. Gawes is nie net vir die gemeente nie. Dis nie net wat iemand hier doen nie. Dis vir God se werk in die wêreld. Paulus sê, gawes word gegee tot voordeel van almal in vers 7. En daardie almal is groter as net die erediens of die gemeente. Ons leer, die kerk is nie die eindpunt van die gawes nie, dis die beginpunt. Verder, die liggaam of kerk is nie 'n klub of so waaraan mense behoort nie, dis 'n gestuurde liggaam. Hierdie liggaam van Christus het voete wat moet loop, het hande wat moet dien, het 'n mond wat hoop moet spreek in die wêreld. So wanneer die liggaam reg funksioneer binne die gemeente, vloei dit natuurlik ook oor na buite. Daarom kan ons sê, gawes kry hulle volle betekenis in die alledaagse lewe. Byvoorbeeld by die werkplek. Daar het jy wysheid nodig in jou besluitneming. Daar het jy integriteit nodig in hoe jy mense behandel. Daar bemoedig jy jou kollegas wat sukkel. Of in jou huis en jou familie, die geduld wat jy het met mekaar, die gasvryheid wat jy het teenoor vreemdelinge wat jy innooi, die versorging vir jou eie mense. Daardie gawes is van die kerk na die huis, of in die gemeenskap, om raak te sien wie is alleen in die gemeenskap. Wie kan ek prakties help? Waar kan ek vrede bring waar daar spanning is? Die belangrike sin om te onthou is, jou gawe is nie net iets wat jy doen in die kerk nie, dit is wie jy is, waar God jou geplaas het. Die Bybelse prentjie is, ons word opgebou hier saam, sodat ons uitgestuur kan word na buite.
Binne die liggaam vind vorming plaas, ondersteun ons mekaar, help ons met wie ons is en wat ons moet doen, maar buite die liggaam leef ons dit uit, dien ons, getuig ons. 'n 5de onthouding is, as jy ernstig is oor watter gawes jy het, en jy wil dit begin toepas, dan nooi ek jou om gereeld na te dink oor die volgende. Waar ervaar jy vreugde wanneer jy iets vir ander doen? Of waar voel jy, hierdie ding wat jy nou doen, dit gee vir my lewe, dit maak my lekker voel? Of wat sê ander mense, sien hulle in my? Gebruik dan daai inligting om jou gawes toe te pas, uit te leef. Vra vir ander mense ook, waar dink jy kan God jou gebruik? As jy die water wil toets om te sien of jy op die regte spoor is, dan raak jy betrokke by klein groepe, korttermyn diensgeleenthede in die kerk, plekke waar jy genooi word om betrokke te raak. Kom ons sluit dit af. Hoe lyk die kerk? Nou die kerk het gesigte. Ek gaan vir jou 'n paar foto's wys, dan kyk jy of jy van hulle kan uitken. Hierdie mense is verluisig. Dalk moet ons eerder praat van verluigesigte, want verluisig het gesigte. Maar die gesig van die kerk is Jesus. Die kerk het by hom begin. Dink aan die kruis en die hele mensdom dink aan Christus en sy navolgers. Wat sê die woord is ons mense se koneksie met Christus. Genesis 1:27 sê, God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die kerk word opgemaak uit al die mense wat Jesus volg. Soos al die mosaïekstukkies van hierdie beeld van Jesus wat ons op die skerm sien, sy gesig vorm. Sien jouself as een van daardie mosaïekstukkies wat saam met ander sy beeld aan die wêreld wys. Die Bybel sê, ons almal saam word al hoe meer verander om die beeld van Christus te vertoon.